Here, gelukkig is mense wat U ken. Ja, gelukkig is mense wat vir U kan ontmoet. En ons is baie blye gelukkig, want ons ken. Ons kan U ontmoet, ook vanoggend. Dankie daarvoor. En ons loof U naam. En ons buig voor U. Want U is Vader alleen God. Handelinge. Ons gaan lees uit Handelinge, hoofstuk 2, hoofstuk 8. Oké, dan ik hoor je nog. Goed, dat ons lees. Die gelowiges het gevlug. Nou, ek is wat ek vertel. Toe by Pinkster en al die disciples krag ontvang en begin getuig en verkondig. En dit 'n kort tydjie daarna die Joodse leiers en die skrif geleerdes en die groot van die disciples en hulle begin om hulle te vervolg. En toe en die disciples begin om vlug. Maar hulle was nie bang om opgevang te word, of bang te besluit om hulle was nie bang daarvoor. Die disciples was bang dat die Jodes, die leiers, hulle stop om Jesus se boodskap te vertel. Want hulle het nie die disciples het aangehou vertel. Want toe hulle vlug en het aangehou vertel ooral in nuwe dorpies waar hulle kom en het vertel. En as hulle sien, hier kom Jode wat daarvan, dan het verder gevlug, maar aangehou te vertel. En hier lees ons daar die gelowiges en die disciples wat gevlug het. Hulle, die disciples het oorgehou die boodskap gebring en vertel. En so het een van die disciples Philippus. Nou Philippus het na 'n dorpie toe gegaan in die area van Samaria. Omgewing. En die boodskap daar verkondig. En daar die mense het begin glo. Hulle aanvaar die boodskap van Jesus. Nou, in vers 12. Vers 12 vertel vir ons wat Philippus verkondig het. En hy het 2 dinge verkondig. Ons lees hier, Philippus het die goeie boodskap, die evangelie, die goeie boodskap van die koninkryk van God
naam van Jesus Christus aan hierdie mense hulle verkom. En baie mense het begin glo, mans en vrouens, en hulle is ook gedoop. Ons moet dan. En die Here wil hê ek moet vanoggend vir julle herinner dat hy ook vir ons stuur, wat moet ons vertel? En ons moet vertel wat die eerste disippels vertel het. Nou hier, ons gaan lees van 2 dinge wat Filippus vertel het. Die eerste is, hy het gepraat oor die koninkryk van God. Hy het daaroor gepraat. En daarna het hy gepraat oor Jesus. Nou, so hierdie 2 is die hoofpunte, die hoofdinge wat ons moet vertel. Kom ons kyk van die eerste, die koninkryk van God. Nou julle, Petrus het gesê wat jy al sê hoor, julle sal onthou, toe Jesus begin het om te preek, sy eerste woorde was, die koninkryk van God kom naby. En ek dink die mense het nie mooi verstaan, waarom praat Jesus? Maar ek dink dat Jesus baie verduidelik oor die koninkryk van God. As ons lees in Mattheus, en Jesus baie gelykenisse vertel om te verduidelik en voorbeelde te gee. Hoe is die koninkryk van God? En daar is een gelykenis wat Jesus vertel het. En Jesus het gesê, die koninkryk is soos 'n man wat groot grond besit. 'n boer, soos 'n boer. En hy was en alles was syne. Toe hy besluit om te gaan reis. En toe hy aangestel mense in toesig hou oor sy eie. Maar terwyl hy weg is, daar die mense wat toesig hou, het besluit van homself. En toe daar die eienaar besluit, hy stuur sy seun om te kom kyk. Hulle besluit hulle gaan voortmaak sy seun. En julle kan daar 'n bietjie verder gaan lees. Maar Jesus wou so verduidelik, wat is die koninkryk van God? Maar vanoggend, ek wil 'n bietjie meer daaroor praat. Toe God, die Vader, besluit het om die wêreld te maak, die wêreld, syne, hierdie is sy koninkryk. En hy het saam gewoon hier, by besoek van Adam en Eva in die tuin
onthou, so in die begin, alles was God. Maar toe gebeur iets. Iets het gebeur. Denk na, hoe die Vader alles gemaak het. Lees ons in Openbaring. Lees ons in hoofstuk 12. Daar was 'n oorlog in die hemel. God het baie engele. Maar party van daardie engele wat 'n hoofengel was. En sy naam was Lucifer. Hy was 'n leier en Lucifer het gedink hy wil teenoor. En hy het gedink as hy ander engele kan oortuig om saam met hom oorlog te maak teen God, kan hy oorwin en die hemel oorval. Dat hy God is. Maar hy het besef dat God het hom gemaak. So, God is almagtig. En doet God met die Lucifer en sy engele wat was beoorlog. En God en die goeie engele het vir hulle oorwin en verslaan. En God die Vader besluit om vir Lucifer sy engele uit te gooi, uit hemel. Toe hulle gevlug na die aarde en verlei vir Adam en Eva om so te probeer hier God se koninkryk te vernietig. Maar al die lande as wat God die Vader gemaak het. En toe Adam en Eva die eerste mense was, en God die Vader gesê vir hulle moet kinders kry meer word en versprei oor die hele aarde. Want God die Vader het dit gemaak, sy koninkryk. Want toe Lucifer en sy engele uitgegooi is, het hulle begin met eerste van Adam en Eva en daarna al die mense te verlei om sonde te leef. En soos die mense meer geword het mense besluit vir God en mense begin hierdie wêreld vir jouself te vat. Net soos Jesus vertel in die gelykenis. Mense dink hierdie wêreld is rustig. Mense dink daar's nie God nie. God is iets wat mense gedink het. Daar's nie God. En daardie mense wat so dink, maar 'n groot fout. Want daar is alles onder hom. Hy het hierdie wêreld gemaak. In die begin
Alles wat hy gemaak het, is goed. Maar Lucifer, met sy engele, het alles kom sleg maak. En wil dit vernietig. Want hulle is teen God. En so alle mense wat teen God is, word gelei deur Lucifer, sy voorste engele. Dit is mooi. En ons kan hulle sien, hulle is geestig, hulle is ooral, en hulle probeer alle mense verpoes en verlei, om vir God te verwerk, om saam met hulle oorlog te maak teen God en teen alle Christen. Hierdie wêreld, God het bedoel, hy wou hê, dit moes 'n goeie wêreld. Maar hierdie wêreld, toe God besluit, God die Vader besluit, hierdie wêreld, vooroor, hy gaan verwoes. En saam met Lucifer, en al die mense wat van Lucifer 'n gevolg het, God die Vader vooroor vir hulle vat en gooi en verwoes die. So, wat Jesus kom vertel, om vir die mense te sê, julle moet weet, hierdie wêreld behoort aan God. Hierdie wêreld is ook sy koninkryk, maar julle mense het God se koninkryk vir julleself gevat. Julle dink julle sal. En julle maak daarmee wat julle wil. Alles wat julle het, God het vir julle gegee. Kennis, vermoë om te kan werk, behandel, goed te kan dink, goed te kan maak. Dus God die Vader wat dit gee vir julle. Maar julle dink, julle slim is julleself. As julle geld maak en krijg, julle dink is julle eie geld. Kan het vanzelf rijk word vir myself. Julle besef nie, daar die geld is Godse. En eendag as God die Vader terugkom, hy gaan vraag, kom. Dan is het, wat het jy gemaakt wat ek vir jou gegee, jou huis, jou kar, jou werk, want jy kan die joune. Nee, dis myne, wat moet jy dan gemaakt? Hy was een slegte slaaf, ek gaan jou van jou weg om hel, jou straf. Nou Jesus het gekom om te waarschuwen, om vir mense te roep en te sê, julle moet bekeer en terug. Hierdie wêreld, behoort aan God. En Jesus het ook vertel, vir die mense, julle moet besef, hierdie wêreld, behoort aan God, ja, maar hy spyt van hierdie wêreld gemaak. En hy van hierdie wêreld vernietig. Met al die mense saam vernietig wat vir hom verwerk. En toe het Jesus vertel, dat God die Vader het besluit
gestuur vir Jesus om te kom na hierdie ou wêreld, om te soek en te roep, kom, bekeer. En mense wat aanvaar hierdie boodskap, aanvaar vir Jesus en glo. Jesus sê vir hulle, ek red julle. God die Vader vergewe julle as julle vir my aanvaar en glo, sê Jesus. En julle sal, wanneer God die Vader kom saam met Jesus, en hom toe terugkom, en oordeel, skei, gaan God al die gelowiges vat as hy kom, woord sal op die nuwe aarde. En die nuwe aarde is een wonderlijke God die Vader en Jesus gaan saam met ons daar woon. Nie so nou waar ons om nie sien. Nee, ons gaan hom sien. Elke dag om sien, om dien. En hy maak 'n spesiale plek vir ons almal. Ons almal gaan daar 'n wonderlike plek help te woon. Sukkel nie. Openbaring sê, daar gaan nie hartseer wees nie, sonde wees nie, oorlog wees nie, daar gaan vrede wees, liefde wees, mense gaan goed wees van mekaar. Ons gaan nooit sukkel wees. Ons gaan daar genoeg hê, meer as genoeg om te leef. Niks sit op niks. Alles gaan wees. En daar die nuwe aarde. Maar nou, Jesus praat van die ou wêreld en die nuwe wêreld. Altyd behoort aan God. Hy is koning van alles. Hy is eienaar van alles. Hy besit hierdie aarde en ook die nuwe aarde. En hy besluit hierdie ou aarde gaan vorentoe vernietig. Maar nou, ons leef nog op hierdie ou aarde. En Jesus en God die Vader is besig om hierdie nuwe aarde voor te bring. Nou hier, Bybel, is die boodskap en is nou die tyd wat God die Vader besluit het, hy gee tyd geleentheid die hierdie boodskap te gaan dat mense kans kry om te bekeer, terug te kom. En die tyd word nou. Jesus sy terugkom is nou. Is die ou aarde. En Jesus verduidelik, hy sê, hierdie ou aarde is waar mense leef in donker. Wat bedoel Jesus met ons leef in donker? Wat bedoel daarmee dat mense sien vir God? Mense weet nie wat is die regte pad om te
loop nie. Mense weet nie wat gespreek nie. Dit is donker. En mense kan nie sien wat is die regte pad nie, soos probleme. En daarom hierdie ou aarde is donker. Het gaan vernietig. Die nuwe aarde is lig. En Jesus sê, hy is die lig die hierdie wêreld, die ou wêreld. Hy skyn om ons te wys, daar is die pad. Kom, hier is die priester. Kom, hier is die lig. Hier kan jy sien die leer van God. Ja, is een diepe aan. Maar ons leef nog nie daar. Nog nie daar. Ons leef in die ou aard. En nou belangrik, Jesus verduidelik dat hy eerst gekom om te roep. Hy is die eerste persoon wat roep en leer en sê, bekeer terug. En Jesus het begin om vir 12 disciples te roep en hulle te leer. En toe Jesus gesê vir hulle dat hy Jesus gaan terug om te gaan voorbereid daar, maar hierdie 12 disciples, hulle sê Jesus, moet op gaan en meer disciples maak. Gaan vertel dat mense bekeer. En wat moet hulle vertel? Vertel van die koninkryk van God. Wat gaan gebeur? Dat is 'n ou koninkryk en dat is 'n nuwe koninkryk. Dat die oude gaan verwoes word, saam met sy bose mag. Julle moet gaan vertel dit. Waarsku mense dat hulle bekeer, want alleen mense wat glo in Jesus kan ingaan in die nuwe koninkryk. En dis hoekom daarmee is 'n brug. Die brug is Jesus. Mense wat nie vir Jesus aanvaar en glo, kan nie oorstaan. Dat afsluit. En sal nou, ek het vir julle vertel van Kanaan. Nou Jesus het verduidelik en 'n voorbeeld gegee dat hy is soos 'n herder en ons mense soos skape te dwaal. En Jesus gekom om te soek, om te roep. En hy maak by mekaar binne 'n kraal. Sodat ons daar binne 'n kraal kan wees, daar gesorg word, beskerm word en gelei word tot die tyd kom vir die nuwe aarde. Nou hy prentjie wys 'n voorbeeld van hoe dit lyk, hoe hier oorgaan op hierdie ou aarde. In die verskillende lande is daar krale. Nou daardie krale noem ons vandag gemeentes of kerk. Soos hierdie. Gebouw is kan sien dat toren is nie sal hier die boodskap ontvang, hier kan bid vir God die Vader om te loof, te dien. Dis hier in die kraal. Ons kan hierdie plek ook 'n kraal en ons, julle, ons is die skape wat kom binne die kraal.
Nou Jesus wil hê ons moet besef dat hy is besig om mekaar te maak en kom in 'n kraal sodat jy hier beskerm word, hier geleer word en hier gehelp word om vir Jesus te volg en voor te berei en reg te wees as hy terugkom. Nou Jesus sê, daar's baie skape wat nog daar rondloop, verdwaal. Baie dowwe mense wat verdwaal. En Jesus sê vir ons almal hier, ek ook, is disippels. En die tyd is min. En Jesus sê, ons moet gaan soek. En julle ken ander geloof. Want nooit kerk of gemeente wie daartoe kom. En ons moet vir hulle gaan vertel. Kom. En hoekom moet jy kom? Vertel van die koninkryk van God. Vertel van sy koninkryk. En vertel van Jezus. Jezus is die Seun van God die Vader. Hy is die koning. Alles kom met hom. Laat hom kom ons voorbereid. En voor te bring vir die nuwe aard. Ons sluit. Philippus was van die disippels gevlug, omdat as hy toe die mense hulle vervolg. Maar hy was nie bang. En Jesus sê, julle, nie bang wees, wat gaan jy vertel? Want julle ken al vir Jesus. Julle weet al van die Bybel. En Jesus sê, jy moet gaan vertel wat jy weet. En die Heilige Gees sal vir jou krag gee, beligting gee en ook die woorde wat om te sê. Nou, die Here van my opdrag gegee. Ek as die dominee moet vir julle help en leer wat om te vertel. Dus vanoggend ek probeer dus klein bietjie meer te verduidelik en te vertel vir julle wat julle vertel. So begin praat oor die twee dinge. Eerst is die koninkryk van God. Die tweede is die naam van Jesus. Alleen vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons weet van u koninkryk, van hierdie ou koninkryk wat u wil vernietig, dat u 'n nuwe wil maak, dat u wil hê ons en ook ander kom voor daardie nuwe aard. Nuwe koninkryk waar u regeer en beheer en wat u alles besit. Ja, ons wil ook daar woon. Dankie, Here Jesus, dat u gekom het om vir ons te red. En dat u ook nou van ons sê, gaan vertel. Gaan roep, gaan soek ander dowes. Bring hulle ook
mense wat ons verdwaal, hulle plek en hulle harte sag maak en hulle ore oop, verstaan oop, om die boodskap te ontvang. En dan vir hulle geloof sal gee, ander om te bekeer. Here, help vir ons om nooit vir u te verwerp, altyd vaststaan. Dankie, Here Jesus, vir u leiding. Here, Vader,